Hartlik welkom by die erediens van Melkbos NG Kerk. My naam is Hansie Cronje en dit is my voorreg om dan ook vandag die woord aan u te bedien. Voordat ons dan nou stil raak rondom die woord van die Here, kom ons raak net 'n oomblik stil in gebed. Here ons God en ons almagtige Hemelse Vader, dankie dat u die groot koning van alle konings is en dat ons dan ook vandag 'n afspraak met u het. Ons het 'n afspraak met u om meer van u te leer, om aan u al die eer, die dank en die aanbidding te gee. En dankie Here dat u regtig vir ons omgee, dat u betrokke geraak het by ons lewens hier op aarde. En dankie vir daai groot stuk genade. So ek wil maar net aan u al die dank en die eer en die aanbidding gee daarvoor. En u verheerlik, Here. En dankie dat ons ook in die gemeente van Melkbos en almal wat inskakel, ook op hierdie uitsending, dat elkeen van ons voor u kan kom sit in diepe afhanklikheid en sê, Here, ons wil graag hoor wat u vir ons sê. Nie wat mense sê nie, maar wat u vir ons sê. Ons wil graag hoor wat u woord vir ons wil sê. En watter leiding u woord vir ons wil gee oor ons daaglikse lewe elke dag. En daarvoor sê ek vir u baie dankie dat u wel vir ons die woord gee, wat 'n ewige saad is, en u sê self dat u woord nooit leeg tot u terugkeer nie. Daarvoor dank ons u, want dit beteken dat hierdie saad is lewende saad. En dit ontkiem en dit dra vrug in ons lewe. En so bid ek vandag, Here, dat u elkeen van ons se harte sal instem en oopmaak vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees ook nou. En dat u deur hierdie woord met ons sal praat en dat u vir ons duidelike riglyne sal gee hoe ons elke dag kan lewe. Dit bid ons nie omdat ons enigstens iets verdien, maar enkel en alleen uit genade in die mooiste naam wat nog ooit op aarde gehoor is, Jesus Christus, onze Here. Amen. Ek wil dan graag nou vanmôre dat ons saam lees uit Daniël in die Ou Testament. En ons gaan hoofstuk 1 saam lees. Ons lees hier vanaf vers 1. In die 3de regeringsjaar van koning Jojakim van Juda, het koning Nebukadneser van Babel teen Jerusalem opgetrek en dit beleer. Die Here het vir koning Jojakim oorgegee in Nebukadneser se mag en ook 'n gedeelte van die tempelgereedskap, en hy het dan na Sinar, na die tempel van sy God toegevat, en daar het hy dit in die voorraadkamer van die tempel van sy God geberg. Die koning het vir Aspenas, sy hoofpaleisbeampte, beveel om uit die Israeliete jong manne na die paleis toe te bring, uit die koninklike geslag en in die geslag van die vername mense. Die jong manne moes sonder liggaamsgebrek wees, mooi, toegerus met kennis, verstandig, bekwaam en in staat om in die paleis diens te doen. Hulle moes onderrig word in die Galdeëse skrif en taal. Die koning het bepaal dat hulle 'n daaglikse porsie van sy kos en wyn moet ontvang en dat hulle 3 jaar lank opgelei moet word. Daarna moet hulle in diens van die koning tree, en onder hierdie Judeërs was daar Daniël, Hananja, Misael en Asaria, maar die hoofpaleisbeampte het vir hulle ander name gegee. Daniël is Belsassar genoem, Hananja Sadrag, Misael Mesach en Asaria Abednego. Daniël het hom voorgeneem om hom nie met die koning se kos en wyn te verontreinig nie, en hy het die hoofpaleisbeampte vergunning gevra om dit nie te gebruik nie. God het die hoofpaleisbeampte gunstig en simpatiek teenoor Daniël gemaak, maar hy het vir Daniël gesê, ek is bang vir die koning. Hy het bepaal wat julle moet eet en drink, en as hy sien julle voorkoms is nie so goed soos die van die ander jong manne van julle ouderdom nie, is ek oor julle in die moeilikheid by hom. Toe sê Daniël vir die amptenaar, wat deur die hoofpaleisbeampte aangestel is en om toesig te hou oor Daniël, Hananja en Misael en Asaria. Maak asseblief 10 dae lank 'n proefneming met ons en laat ons
hulle vir ons net groente gee om te eet en water om te drink. Vergelyk dan ons voorkoms met die van die jong manne wat van die koning se kos eet en handel dan met ons na bevind van sake. Die amptenaar het toe hulle versoek toegestaan en 10 dae lang 'n proefneming met hulle gemaak. Na 10 dae het hulle mooier en gesonder daaruit gesien as die jong manne wat van die koning se kos geëet het. Toe het die amptenaar die koning se kos en wyn vergoed van hulle al weggehou en vir hulle net groente gegee. God het aan hierdie 4 jong manne verstand gegee en insig in alles wat geskryf is en ook wysheid. Daniël kon enige gesig of droom uitleg. Op die tyd wat koning Nebukadneser bepaal het dat die jong manne voor hom gebring word, het die hoofpaleisbeampte dit gedoen. Die koning het met hulle gepraat en hy het onder hulle niemand gevind soos Daniël, Hanania, Misael en Asaria nie. Toe het hulle in diens van die koning getree. In enige saak wat wysheid en insig vereis het en waarvoor die koning hulle uitgevra het, was hulle 10 maal beter as al die towenaars en voorspellers in sy hele koninkryk. Daniël het in diens van die paleis gebly tot die eerste regeringsjaar van koning Kores. Dit is sover as wat ons gaan lees uit die Here se woord vandag en ek wil graag die Here se woord aan u bring uit hierdie gedeelte. Nou die tema wat ons vandag oor gaan praat, kan ons so saamvat uit hierdie gedeelte. Kies vir God of kies Baal. Kies vir God of kies Baal. Nou geliefdes, ons lees in Daniël 1, die 4de vers, die laaste lyntjie, lees ons die bevel van die heidense koning Nebukadneser, wat hy gegee het aan Aspenas, sy minister van nasionale opvoeding en onderwys, in verband met die jeug van Israel, wat in Babyloniese ballingskap was. En hierdie bevel het so geklink, hulle moes onderrig word in die Galdeërs se skrif en taal. Sekere Joodse jong mense moes gekies word en gebring word na Babel met die uitdruklike doel om hulle die skrif van die Galdeërs te leer en ook hulle taal te leer. Nou geliefdes en liewe jong vriende, in hierdie woorde en dit wat ook daarop volg in vers 5 tot 7, is daar vir ons 'n baie groot waarheid opgesluit wat ons vandag moet raak sien. En hierdie waarheid gee vir ons 'n baie goeie idee wat ek en jy elke dag in hierdie wêreld kan verwag. Dat ons elke dag van ons lewe voor die keuse gestel word om te kies vir God of te kies vir Babel. Om te kies vir die orde van God of vir die orde van die ongelowige mens. Om te kies elke dag vir God of teen God. En hierdie orde bepaal hoe ons lewe gaan loop. En daarom, dit wat in ons harte aangaan, en die besluit wat ons reeds geneem het, of ons graag vir God wil volg of nie, gaan 'n baie belangrike rol speel in hierdie keuse wat ons maak. So my vraag vanoggend is aan almal van ons, watter lewenskeuse het jy al gemaak? Het jy al duidelik vir God gekies of teen God gekies? Miskien het jy nog nie veel daaroor gedink nie. Of miskien het jy reeds besluit om God op jou eie manier te dien, soos 'n pa een keer vir sy seun gesê, I've got my own brand of religion and it's nobody's business. Miskien het jy nog nooit ernstig daaroor gedink nie. Nou liewe vriende, kom ek stel dit duidelik. Daar is niemand wat ingeskakel is vandag, wat nog nie 'n besluit daaroor geneem het nie. Want bloot die feit dat jy nog nie 'n besluit daaroor geneem het nie, beteken eintlik dat jy daardeur sê dat God en wat hy van ons vra nie regtig vir jou belangrik is nie en dat dit dood eenvoudig nie tel in jou lewe nie. So waar
staan jy vanoggend? Die feit dat ons hier in Daniël 1 lees van Jerusalem en Babel, beteken nie maar net 2 plekname op die landkaart. Dis baie meer as dit. Hierdie name is vir ons simbolies van die worstelstryd waarin ons elke dag van ons lewe is, tussen lig en duisternis, tussen die orde van God en die gevalle orde van die mens, tussen die koninkryk van God en die koninkryk van die duisternis. Hierdie 2 plekname gee vir ons 'n perfekte simboliese beskrywing van hoe ons wêreld elke dag werk. Hier is 'n simboliese beskrywing onder die naam Babel, wat staan vir 'n denkrigting, 'n ideologie, 'n filosofie, 'n manier van lewe, 'n beweging wat alles waarvoor die Christendom staan, presies die teenoorgestelde wil leer en elke spoortjie van die Christendom wil uitvee en probeer verkeerd bewys. So Jerusalem en Babel staan vir 2 teenoorgestelde en onverzoenbare lewensordes. En ek en jy is elke dag vasgevang in hierdie stryd om die regte keuses te maak. In die paradys, met die sonneval van Adam en Eva, het die mens besluit om nie langer van God afhanklik te wees nie, maar die mens het besluit om sy eie lewe uit te werk, sy eie lewensorde daar te stel, te besluit wat werk vir hom die beste. Ek en jy loop ons elke dag vas in hierdie mensgemaakte wêreld van Babel. Baie mense lewe asof hulle niks met God te doen het nie. Hulle lewe bandeloos en doen net wat hulle wil. Soos ons in Engels sê, I live if there is no tomorrow, only today. Vandag toe jy besluit om in te skakel by hierdie uitsending, het jy ook mense gesien daar buite wat besig is met baie ander dinge wat jou herinner het aan hierdie ander orde, hierdie menseorde. Jy kan ek kan ons nie losmaak van hierdie 2 lewensordes nie. Of jy staan in God se lewensorde, of jy staan in die gevalle mens se lewensorde. Ek en jy, of ons wat daarvan hou of nie, is soos hierdie jong manne in Daniël 1 vasgevang in die voortdurende stryd tussen Jerusalem en Babel. Nou kom ons kyk nou vanoggend spesifiek na die geheime aanslag van Babel op die beste van die jeug. Let wel, spesifiek op die jeug. Die jeug met al die ideale en al hulle lewensvreugde en hulle energie. Die jeug, verbondskinders van God, die gelowiges, wat 'n goddelike plan en 'n roeping op hulle lewe het as kinders van God. Hulle word spesifiek geteken, soos wat ons verbondskinders vandag as gelowiges in 2024 ook geteken word. En hoe word hulle geteken? Kyk hoe modern is Daniël 1. Hulle moes uit Jerusalem gehaal word en gewoond gemaak word aan die volle lewenswyse van Babel. Hulle moes verbabeloniseer word. Hulle moes losgemaak word van Jerusalem, los van die tempel waar God aanbid, los van die Joodse eetgewoontes, los van hulle Sabbat, los van die Joodse volksgewoontes en los van alles wat vir hulle belangrik was. Hulle moes gewy word aan Babel en sy manier van lewe. Hulle geheue moes eintlik uitgewis word rondom hulle verbintenis met die ware God van hemel en aarde en vervang word met 'n heidense kultuur wat deur Satan en sy demone gedryf word. Hoe modern is dit nie? Die jeug word vandag op verskeie maniere geteken om hulle los te maak
van daardie dinge van God, wat hulle vaste grond onder hulle voete gee, wat hulle koers en rigting gee. Daniël en sy vriende moes losgemaak word van Jerusalem en gewoon gemaak word aan die heidense manier van lewe van Babel. Koning Nebukadneser was na alles nie 'n dom ou nie. Hy sê nie vir sy minister van onderwys en opvoeding Aspenas om die room van die jeug in konsentrasiekampe te sit nie. Hy het heel waarskynlik geweet, hulle sou in opstand kom, hulle sou hulle vuiste bal, hulle sou op hulle tande kners en heel waarskynlik aktiviste word en sê ons aanvaar dit nie. Nee, sy strategie is anders. Hy maak hulle houtpop gerus. Hy nooi hulle na die pragt en die praal van die koning se paleis. Hy laat hulle van die beste kos en wyn geniet. En hy gee hulle al die plesier in die lewe wat hulle as jong mense begeer. Sodat hulle houtpop gerus kan raak en glad nie kan raak sien dat daar besig is met 'n demoniese aanslag op hulle lewe nie. Die geheime plan van die bose het natuurlik na al die eeue nog nooit verander nie. Jy kry die aandag van die jeug met die hoflewe, met die voorspoed, met die materiële dinge van die wêreldorde. Die sosiale media in 2024 verteenwoordig vandag maar natuurlik net een van die geheime planne wat gebruik word teen die jong mense, soos wat Nebukadneser sy mes ingehaal het vir jong mense. Die sosiale media het natuurlik sy goeie kant, daar's baie voordele daarin, maar saam met dit word 'n wêreld vir ons jong mense gegee wat so aanloklik lyk en dan skielik in soveel slaggate vir jou kan laat beland en selfs uiteindelik jou lewe verwoes. Daarvan het ons al baie voorbeelde gesien. Maar dit lyk alles so aanloklik, so opwindend, net soos die hoflewe van koning Nebukadneser in Babel. Ek lees onlangs 'n interessante berig dat die regering van Australië baie ernstig besig is om 'n wet uit te vaardig om alle jong mense wat jonger as 16 jaar is te verbied om enigstens op sosiale media te wees. Kan jy jou dit voorstel? Hulle reken die jong mense moet meer op sportvelde kom en meer normaal begin lewe en hulle moet gehelp word om te breek by die 24/7 verslawing aan sosiale media, want dit is 'n poging van daardie regering. En my liewe jong vriende, wat 'n aanlokkende groot versoeking om jou mettertyd te wil losmaak van daardie dinge wat jou vaste grond onder jou voete gee en jou duidelike koers en rigting gee met jou lewe. Daniël en sy vriende moes subtiel verlei word. En hoe verder hulle van die vorige lewe af weggerok kan word, hoe beter. Hulle moes heeltemal vergeet van waar hulle vandaan kom. En ons moet baie intens bewus wees dat dieselfde aanslag vandag gebeur met ons jong mense, met almal van ons. En moenie dink dit sal nie met jou gebeur nie. Dink weer. So moenie vir een oomblik dink dat die heidense Babel 'n goeie agenda met ons lewe het. Maak nie saak hoe sinvol en lekker alles klink nie. Die agenda is dat die bose ons en ons jong mense se harte wil wen. Ons jeug is die volwassenes van môre wat belangrike besluite sal moet neem. En daar gaan 'n dag aanbreek waar die jong mense dan vir hulle kinders die pad gaan wys. Die vraag is, watter pad gaan jy vir jou kinders wys as 'n jong mens? Jy moet vandag reeds kies. Jy kies of vir God of jy kies vir Babel, want môre kan te laat wees. Nou kyk net hoe slim is Nebukadneser, die koning met sy slimse planne. Hy sê vir Aspenas, verander ook hulle name. Hulle moes vergeet wie hulle is. Daniël beteken in Hebreëus, God is my regter. Hulle gee hom die Babiloniese naam Belsasar, wat eintlik daarop dui
dat Nebo, die demoniese Galdeese afgod van wysheid, Daniel se nuwe god is wat ons sal beskerm. En so wou hulle vir Daniel en sy vriende deur naamsverandering gewoon maak daaraan om te vergeet van die ware God wat die laaste woord oor ons lewens te sê het. Vergeet van jou God Daniel, jy het nou 'n nuwe ene. Van nou af sal hy jou lei in wêreldse wysheid en slimmighede. Dien hierdie afgod Nebo, wat jou sal help om reg te kies en reg te lewe. Wat is in 'n naam? Daar's baie in 'n naam. Vir die gelowiges van die Ou Testament was 'n naam van baie groot betekenis. Dit het gewys op jou afkoms, hoe God in jou lewe betrokke is. En vandag dra ons almal die naam Christen. Die naam Christen beteken om navolgers van Jesus Christus te wees. En dit is die waarlike verhouding waarin ons in Christus met hom staan. Oor die wêreld heen was Christene deur die eeue bloedig vervolg. Hulle betaal met hulle lewe omdat hulle 'n Christen genoem is, maar dit geweier om toe te gee aan die druk van die wêreld. Hulle wou nie hulle geloof verloor nie. Nou as iemand jou vandag sou vra of jy 'n Christen is en jy sal ja antwoord daarop, is die vraag, sal daar genoeg bewyse wees in jou lewe vir daardie persoon om jou te glo? Of het die naam Christen vandag reeds so afgewater geraak dat mense niks van ons meer wil weet? Het jy dalk vandag so gevreemd geraak van die naam Christen, saam met baie ander mense? Die naam Christen is bedoel om vol dieper, ryke betekenis te wees, 'n navolger van Jesus Christus wat bereid is om dieselfde prys te betaal wat Christus betaal. En dit bring ons by 'n belangrike draaipunt vanoggend in Daniël 1 vers 8. Daar staan dat Daniël en sy vriende besluit het om hulle nie te verontreinig met die kos en die drank van die koning se lewe nie en sy tafel nie. Een ding het hierdie jong mense staande gehou toe hulle deur Babel verlei was. Hulle het vasgehou aan hulle afkoms. Hulle het geweet hulle is nakomelinge van die geloofsvader Abraham. Hulle het geweet hulle was verbondskinders en dat God met hulle 'n ooreenkoms aangegaan en gesê, ek wil julle God wees en julle moet my kinders wees. Hulle het besluit om daaraan vas te hou en in geloof en dit nie te los nie. Nou geliefdes en liewe jong vriende, hou jy vandag as verbondskind, as gedoopte, hou jy vas aan jou verhouding met Jesus Christus, met alles wat jy het? As jy nie besluit om daaraan vas te hou nie, hoe gaan jy eendag staande bly in die aanloklike heidense wêreld van Babel wat elke dag daarop uit is om jou te verlei? Miskien het jy 'n wonderlike pa en ma, wonderlike oupa en ouma wat vir jou bid en jou help om sterk te staan. As Daniël net op sy pa en ma en sy oupa en ouma moes staatmaak, sou hy dit nooit gemaak het nie. Teen die aanslag van Babel nie. Daar was 'n oomblik in sy lewe toe hy van hulle geskei is en hy en sy vriende self moes besluit of hulle vir God of vir Babel gaan kies. As gelowiges van die Nuwe Testament, as kinders van die Here, as Christene, kan ons net vas staan en stry teen die aanslag van Babel, rein bly en oorwin as ons glo dat Jesus Christus ons persoonlike verlosser en saligmaker is. Jesus het gesê, as julle in my glo, is julle my kinders, julle is my seuns, julle is my dogters, julle is koningskinders, julle het blou bloed in julle are. Jy moet trots wees op jou afkoms as 'n Christen, want jy stam af van Christus. Hou vas daaraan met alles wat jy het, want is jou enigste kans om oorlewe. Wat treffend van vers 8 is, Daniël en sy vriende kon vertrou word met 'n mes en 'n vurk en 'n wynglasie.
Hulle het elke dag in hulle praktiese lewe gesond en goeie keuses gemaak en hulle liggame gesien as 'n tempel van God wat nie aan homself nie, maar aan God behoort. Hoe werk ek en jy met ons liggame, die tempel van die Heilige Gees? Leef ons rein omdat ons aan God behoort, of luister ons na die raad van Babel wat sê dit jou lyf, dit behoort aan jou, doen wat jy wil en waarvoor jy is het. En dit bring ons by die werklike kernboodskap van Daniël 1. Wat was die vrug van Daniël en sy vriende se keuse vir God en teen die heidense Babel? Daar was binne 10 dae 'n positiewe effek van hulle keuse om hulle liggame korrek te voed. En God se voorskrifte te eer om hulle liggame as sy tempel te behandel. Vers 9 tot 15 sê, hulle was mooier en gesonder as al die ander wat die koning se kos en wyn geniet het. Merkwaardig dat 'n mens se gehoorsaamheid aan God selfs jou fisiese voorkoms kan bepaal. Die keuse vir gehoorsaamheid aan God, selfs in die gewone alledaagse lewe, het reeds 'n positiewe impak wat ander in ons lewe kan sien. En so was die gevolg onder andere dan ook daarvan, dat Daniël en sy vriende gekies is as die wysste manne in Babel. En daar staan dat hulle 10 keer meer wys was as al die ander. En daar was ander gawes ook hulle uitgedeel, soos Daniël kon enige droom uitlê. Dis interessant dat net Daniël en sy 3 vriende hier genoem word. Wat het geword van al die ander jong mense? Was hulle deel van die groter drukgroep wat gesê het, Daniël en sy vriende hou hulle self onnodig heilig? Was hulle deel van die groter groep wat nie wil uitwees nie? Maar Daniël en sy vriende se gehoorsaamheid was ook iets baie groter as net eet en drink. In daardie tyd, as een staat 'n ander wil wen het hulle geglo, hulle God is groter as al die ander gode. Indien Daniël en sy vriende die kos van Babel sou eet wat gewy was aan hulle afgode, sou Daniël en sy vriende daardeur dit sê, Babel se afgode is groter as die God van Israel. Hulle het botweg geweier om God te verloor. Hulle het ook gestaan by hulle besluit. Selfs in Daniël 3, as ons verder lees, dan sien ons dat hulle bereid was om met hulle lewe te boet en in 'n brandende vuuroond gegooi te word, omdat hulle nie die heidense koning wou aanbid nie, en alleen die ware God. En wat is die gevolg daarvan? Hulle word in die oond gegooi, daar word nie eers een haartjie van hulle kop geskroei nie, hulle kom lewendig uit daai oond uit, en die koning val neer en hy erken die God van Daniël en sy vriende. Hy gee hulle ook spesiale behandeling, omdat hulle so in die geloof gestaan het. So is jou en my geloof in Christus vir ons so belangrik, dat ons bereid sal wees om met ons lewe daarvoor te betaal. Dit gebeur elke dag deur die wêreld heen in die lande waar Christene ten bloede vervolg word. Maar kom ons sluit af. Vers 21 sê, Daniël het in diens van die paleis gebly tot die eerste regeringsjaar van koning Kores. Dis merkwaardig om te besef dat toe Daniël gevange geneem was hy 'n seentjie van 14 jaar oud. Toe koning Kores koning geword het en aangekondig het dat Israel uiteindelik kon terugkeer uit ballingskap na hulle eie land toe, was Daniël 90 jaar oud. Die oorspronklike doel was om Daniël uit te vee, maar sy gehoorsaamheid en geloof in God spaar hom, sodat hy ook hierdie stuk vreugde kon ervaar om sy volk te sien terugkeer uit ballingskap. Wanneer ek en jy elke jaar Kersfees vier en ook in hierdie adventstyd, en ons in die gees by Bethlehem staan, dan lees ons van die wyse manne
wat 'n ster in die ooste gesien het. En dan weet ons, Daniël was die hoof van die wyse manne in Babel. En hy het dit ook geleer. En daarom natuurlik het hy ook geleer dat dan op 'n stadium 'n koning na die wêreld sou kom. Die koning van alle konings wat geëer moet word, Jesus Christus. En so die wyse manne in die ooste later, eeue later, die Bethlehemster gevolg tot by die geboorteplek van Jesus Christus en gekom om aan hom hulde te bewys met goud en wierook en mirre. En het geweet, dit is hy. Hulle kon dit uit die geskrifte leer. Daniël is nie 'n heidense Galdeer gemaak nie, maar was in Babel deur God geplaas om onder andere die wyse manne van die heidense geleerdes van Babel na Bethlehem te lei, om vir Jesus, die verlosser van die wêreld, met hulle eie oë te sien en erkenning aan hom te gee. Dit is so die moeite werd om vir God te kies elke dag. Wat gaan jy doen, geliefde, liewe jong mens, wanneer jy moet kies elke dag? Ons keuse is van lewensbelang. Dit was vir Daniël en sy vriende van lewensbelang. Kies jy vir God of kies jy vir Babel? Besluit, want dit sal jou hele lewensloop bepaal. Amen. Kom ons bid nou saam. Here, as ons in hierdie naderende Kersgety by die krib van Bethlehem kom neerbuig en vir U aanbid dat U vir ons 'n verlosser na die wêreld gestuur het, dan sien ons met ons geestesoog ook hoe die wyse manne van Babel gekom het en hulde aan Jesus bewys het. En ons loof en prys U, Here, vir die lewe van 'n jong mens soos Daniël, wat saam met sy vriende geloofskeuses gemaak het, geloofsbeslissings gemaak het, elke dag van hulle lewe gekies het vir God en gekies het teen Babel. En dankie Here dat hulle dit gedoen het, want dit het hulle hele lewensloop bepaal. En uiteindelik kon Daniël die vreugde smaak, hoe dat sy eie mense kon terugkeer uit die ballingskap uit en terugkeer om hulle God voluit te gaan aanbid in Jerusalem. Here, dankie vir die inspirasie wat dit vir ons bring, vir elkeen van ons en ook ons jong mense en ons kinders om te weet dat as jy kies, maak nie saak of jy teen die stroom ingaan nie, maak nie saak wat mense van jou sê nie, maar die geloofsbeslissing wat jy maak as 'n verbondskind van God het ewige waarde in jou lewe. Dit is die moeite werd om daai pad te kies. Dit is die moeite werd om daai pad te kies. So Here, ek wil vra dat elkeen wat vandag ingeskakel is, dat U deur die Heilige Gees elkeen se hart sal aanraak, sodat elkeen wat ingeskakel is vandag en na hierdie boodskap geluister het, dat U elkeen sal help en bemagtig en sal sterk maak om elke dag Babel te weerstaan en die regte keuse te maak vir Jesus Christus ons Here, sodat ons die naam Christen in hierdie wêreld waardig sal wees. En Here, elkeen wat vandag vir die eerste keer daai keuse maak, bid ek dat hulle sal versterk in hulle geloofskeuse en hulle sal oprig en sterk maak, sodat hulle voluit vir Jesus kan lewe en kan weet, maak nie saak wat Babel sê of doen aan ons, die wêreldorde nie. Maar ons is gered in Jesus en die keuse vir Jesus bepaal ons ewige lewe. Dit bid ons, nie omdat ons enigstens iets verdien nie, maar enkel en alleen uit genade in die naam van Jesus Christus, die mooiste naam wat nog ooit op aarde gehoor is, waarvan ons ook in hierdie adventtyd sing tot eer van die naam. Amen.